2 Tessalonisense 1. Paulus en Silvanus en Timotheus aan die gemeente van die Tessalonisense in God onze Vader en die Here Jesus Christus. Genade vir julle en vrede van God onze Vader en die Here Jesus Christus. Ons moet God altyd oor julle dank, broeders, soos dit billik is, omdat julle geloof grootliks toeneem en die wederkerige liefde van elkeen van julle almal groter word, sodat ons self in die gemeentes van God oor julle roem, vanweë julle volharding en geloof onder al julle vervolginge en die verdrukkinge wat julle verduur, in teken van die regverdige oordeel van God, dat julle die koninkryk van God waardig geag mag word, waarvoor julle ook ly, aangesien dit reg is by God, om aan die wat julle verdruk, verdrukking te vergelde, en aan julle wat verdruk word, verligting te gee, saam met ons in die openbaring van die Here Jesus uit die hemel, met sy kragtige engele, in vuur en vlam, wanneer hy wraak uitoefen op die wat God nie ken nie, en op die wat aan die evangelie van ons Here Jesus nie gehoorsaam is nie. Hulle sal as straf ondergaan in ewige verderf, weg van die aangesig van die Here en van die heerlikheid van sy sterkte, wanneer hy kom om verheerlik te word in sy heiliges en bewonder te word in almal wat glo, in daardie dag, want ons getuienis het by julle geloof gevind. Daarom bid ons ook altyd vir julle, dat onze God julle die roeping waardig mag ag, en dat hy alle welgevalle aan wat goed is, en alle werk van die geloof krag volkome mag maak, sodat die naam van ons Here Jesus Christus in julle verheerlik kan word, en julle in hom ooreenkomstig die genade van onze God en die Here Jesus Christus. 2 Tessalonisense 2. Maar ons vra julle broeders, met die oog op die wederkoms van ons Here Jesus Christus en ons vereniging met hom, om nie gou julle verstand te verloor of verskrik te word nie, deur die gees of deur die woord of deur die brief wat van ons afkomstig sou wees, asof die dag van Christus al daar is. Laat niemand julle op enige manier mislei nie, want eers moet die afval kom en die mens van sonde geopenbaar word, die seun van die verderf, die teestander wat hom verhef bo al wat God genoem word en of voorwerp van aanbidding is, sodat hy in die tempel van God as God sal sit en voorgee dat hy God is. Onthou julle nie dat ek dit altyd vir julle gesê het, toe ek nog by julle was nie, en nou julle weet wat hom teehou, sodat hy op sy tyd geopenbaar kan word, want die verborgenheid van die ongeregtigheid is al aan die werk, net totdat hy wat nou teehou uit die weg geruim is, en dan sal die ongeregtige geopenbaar word, hy wat die Here met die asem van sy mond sal verdelg en deur die verskyning van sy weerkoms tot niet sal maak. Hy wie se koms is volgens die werking van die Satan met allerhande kragte, dade en tekens en wonders van die leuen, en met allerhande verleiding van ongeregtigheid en die wat verlore gaan, omdat hulle die liefde tot die waarheid nie aangeneem het om gered te word nie. Daarom sal God hulle die krag van dwaling stuur om deur die leuen te glo, sodat almal geoordeel kan word wat die waarheid nie geglo het nie, maar behaag gehad het in die ongeregtigheid. Maar ons moet God altyd oor julle dank, broeders, wat deur die Here bemin word, dat God julle van die begin af verkies het tot saligheid, in heiligmaking van die Gees en geloof in die waarheid, waartoe julle geroep het deur ons evangelie, om die heerlikheid van ons Here Jesus Christus te verkry. So dan, broeders, staan vas en hou julle aan die voorskrifte wat julle geleer is, of deur 'n woord of deur 'n brief van ons. En mag ons Here Jesus Christus self en ons God en Vader, wat ons lief gehad het en in ewige troos en 'n goeie hoop en genade het, julle harte vertroos en julle versterk in alle goeie woorde en werke. 2 Tessalonisense 3. Verder, broeders, bid ons dat die woord van die Here sy snelle loop mag hê en verheerlik word net soos by julle, en dat ons verlos mag word van die verkeerde en slegte mense, want die geloof is nie deel van almal nie, maar die Here is getrou, hy sal julle versterk en bewaar van die bose. En ons vertrou aangaande julle in die Here dat julle doen en ook sal doen wat ons julle beveel. Mag die Here julle harte rig tot die liefde van God en die lydsaamheid van Christus. Ons beveel julle broeders in die naam van ons Here Jesus Christus,
dat julle onttrek van elke broeder wat onordentlik wandel en nie volgens die oorlewering wat hy van ons ontvang het nie. Want julle weet self hoe julle ons moet navolg, want ons het ons nie onordentlik onder julle gedra nie. Ook het ons nie brood by iemand kosteloos geëet nie, maar ons het met arbeid en inspanning nag en dag gewerk om nie iemand van julle tot 'n las te wees nie. Nie dat ons nie die reg het nie, maar om onsself vir julle as 'n voorbeeld te stel, dat julle ons kan navolg. Want ook toe ons by julle was, het ons julle dit altyd beveel, as iemand nie wil werk nie, moet hy ook nie eet nie. Want ons hoor dat sommige onder julle onordentlik wandel, dat hulle nie werk nie, maar bemoeisiek is. Sulke mense beveel en vermaan ons in ons Here Jesus Christus om rustig te werk en hulle eie brood te eet. En julle, broeders, moet nie in goed doen vervlou nie. En as iemand aan ons woord in hierdie brief nie gehoorsaam is nie, teken die man en hou geen gemeenskap met hom nie, sodat hy skaam kan word. En beskou hom nie as 'n vyand nie, maar vermaan hom as 'n broeder. En mag hy die Here van die vrede julle altyd vrede gee op allerlei wyse. Mag die Here met julle almal wees. Groete van Paulus met my eie hand, wat 'n teken is in elke brief, so skryf ek. Die genade van ons Here Jesus Christus sy met julle almal. Amen.